Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here erg dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het en dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. En is die gebed van my hart dat die Here vir ons vanmôre baie ryklik sal saamseën so rondom sy woord. Mag die Here se woord vir u versadiging bring. Mag u elke keer God hoor praat vanuit sy woord en mag u in gewilligheid buig en sê, Here, ek het gehoor en ek wil antwoord gee deur 'n lewe van heiligheid om u te eer deur wat ek doen en wat ek sê en hoe ek optree. Mag u en ek in hierdie week ambassadeurs wees vir ons dierbare Here Jesus Christus en mag ons skynende ligte in hierdie donker wêreld wees. Ek wil vanmôre groet met die pragtige woorde van Gesang 264. Daar staan God enkel lig, voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ook ons, bevlek met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Vers 3 sê, Heer, waar dan heen? Tot u alleen. U sal ons nooit begewe, u eie seun, ons borg en steen, is ook ons weg tot lewe. Vers 4, ja, amen, ja, op Golgotha betaal hy vir ons sonde, en deur sy bloed word ons gemoed gereinig van die sonde. Wat 'n pragtige lied, en hoe kosbaar beskryf hierdie skrywer dan ook in hierdie lied die werk wat die Here Jesus aan die kruis vir ons kom doen het. Vriende, ons was skuldig, ons was bevlek met sonde. Daar was oor ons lewe geskryf veroordeeld, vir tyd en ewigheid. Maar God kom en hy stuur sy seun, en hy kom staan vir ons, vriende, in hierdie gaping wat tussen ons en God was. Hy kom neem die sonde skuld weg en hy beklee ons met die kleed van geregtigheid, sodat ons vry aan die ander kant kan uitgaan as kinders van die Here. Hoe wonderlik en kosbaar om hierdie waarheid te verstaan. Nou vriende, ons gaan vanmôre stil staan by 'n baie besondere gedeelte in die woord van die Here, en dit gaan oor die gedagte van melaatsheid. Nou wil ek hier aan die begin sê, melaatsheid word altyd in die Bybel as 'n metafoor vir sonde gebruik. So ek gaan vanmôre die gedeelte met u hanteer in Levitikus 13 en dan die toepassing maak, hoe dit ook in ons geestelike lewe op ons van toepassing is en hoe ons die kosbare lewensles, die geestelike les kan leer uit hierdie gebeurtenis. Nou in Levitikus 13 lees ons van melaatsheid. Vriende, dit was gewoonlik iets wat op die vel uitgebreek het, en hierdie merk wat op die vel uitgebreek het, was dan ook deur die priesters dopgehou. Gewoonlik wanneer daardie merk sigbaar word, was daardie persoon in kwarantyne geplaas vir 'n 7 dae periode. Hy was weer ondersoek gewees, baie keer weer onder kwarantyne geplaas, en baie keer was hy uit die laar gesit, sodat hy ander mense nie sou aansteek met sy siekte nie. En baie keer het mense gesterf van melaatsheid. Daar was verskillende tipe van melaatsheid, verskillende vorme van melaatsheid, verskillende stadiums van melaatsheid, sover ons verstaan uit die skrif en ook uit wat mense vir ons verduidelik. Maar hoe dit ook al mag sy, wanneer 'n persoon hierdie merk op sy vel kry, moes hy na die priester gaan, die priester het hom ondersoek, en dan gewoonlik was hy dadelik onder kwarantyne geplaas. Maar nou lees ek iets merkwaardigs. Dis wat my hart aangegryp het. Levitikus 13 vers 12. Maar as die melaatsheid so geweldig in die vel uitbreek, dat die melaatsheid die hele vel van die aangetaste persoon van sy hoof tot sy voete oordek, so ver as wat die oë van die priester kan sien, en sien die priester dat die melaatsheid sy hele vlees oordek het, hoor nou, dan moet hy die aangetaste persoon rein verklaar. Hy het heeltemal wit geword, hy is rein. Dit was my so aangrypend, ek het myself gedink nou, hoe op dese aarde word 'n persoon wat een merkie het, onder kwarantyne geplaas, terwyl die ander persoon wat heeltemal wit geword het van die melaatsheid, rein verklaar. En ag vriende, volgens die kommentaarskrywers was dit 'n stadium dat die persoon basies dan oor die gevaarstadium was, die stadium waar hy ander mense kon aansteek en ander mense kon siek word. Die persoon het deur daardie gevaartydperk gegaan en hy was rein verklaar en hy kon aangaan met sy werksaamhede. En nou kom ons by die kosbare metafoor. Melaatsheid as 'n metafoor vir sonde en 'n kosbare beeld wat die Here in die Bybel vir ons wil deurgee. Nou vriende, ons weet dat ons beleef 'n tyd waar mense dink, hulle het 'n bietjie sonde. Hulle dink, ag weet jy, ek is nie so sleg nie. Ek sal tog uiteindelik eendag in die hemel kom en God sal eintlik verplig voel om my in sy heerlikheid toe te laat, want ek doen sekere goeie werke en daar sekere dinge in my lewe. Ja, hier en daar het ek 'n sonde en hier en daar doen ek verkeerd en ek is nie regtig so baie lief vir God se huis en sy woord en al hierdie dinge nie, maar ek probeer my beste. En vriende, hier kom die hele gedagte na vore. Al hoe 'n persoon rein voor God verklaar kan word, is as hy besef dat hy van kop tot tone, dat hy binne en buite, gees, siel en liggaam, totaal verdorwe is, sondig is, met melaatsheid oordek is, en dat daar net een is wat hom rein kan verklaar, en dit is die ewige hoëpriester, Jesus Christus, wat sy lewe aan die kruis kom gee het as 'n offer
vir ons sonde. Dit is so 'n pragtige beeld, dat die priester hierdie melaatse persoon rein moes verklaar het, wanneer die melaatsheid sy hele liggaam oordek het. En so kom Christus ook, vriende, en hy verklaar ons rein voor God die Vader, hy vergewe ons sonde, hy was ons witter as sneeu, die oomblik wanneer ons besef, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees, dat ons verdorwe is, dat ons sondig is, dat ons voor die Here absoluut bevlek is, en dat geen goeie werke God se genade en sy geregtigheid kan opwek om my te vergewe nie. Dit is net die bloed van die Here Jesus Christus en die bloed van Christus alleen. So wat ek vanmôre vir u wil sê, deur hierdie eenvoudige gedagte en hierdie baie besondere gedagte, het u al op daardie plek in u lewe gekom, waar God die Heilige Gees u op 'n punt uitgebring het, waar u besef het hoe verdorwe u is, dat u van kop tot tone melaats is, dat u skuldig is voor God, dat u eintlik God se oordeel verdien, en het die ewige hoëpriester Jesus Christus, die lam van God wat geslag is op die kruis van Golgotha, wat vir ons sonde geword het en vir ons die weg na die Vader gebaan het jy al voor hom verskyn, dat hy jou sonde kan wegneem en dat hy vir jou kan sê, jy is rein. Vriende, dit is al wat ons eendag in God se heerlikheid sal bring. Nie ons werke nie, nie ons goeie dade nie, maar net Christus se geregtigheid wat tot ons rekening toegevoeg is. Die vraag eenvoudig vanmôre is, steun u op Christus en Christus alleen vir u ewige heil? Kan u vanmôre sê, sola Christus, Christus alleen. Ek is gered uit genade deur geloof op grond van dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Ek sluit af met die pragtige woorde van Efesiërs 2. Daar staan, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waar julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, onder wie julle ook vroeër gewandel het in die begeerlikheid van die vlees, toe ons die wil van die vlees en die sinne gedoen het. Vers 4. Maar God. Hierdie woorde, vriende, moet jou laat stilstaan en vir 'n oomblik laat dink. Die aankondiging, die Here het ons lewend gemaak, ons wat in sonde en misdade vasgevang was, van kop tot tone besoedel met sonde, gebore in sonde en in ongeregtigheid. Vers 4 bring die aankondiging, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Kan jy vanmôre sê, my melaatsheid is weggeneem, my sonde is weggeneem, my skuld is gewerp op Jesus, die vlekloos lam van God. Ek weet ek is vergewe, ek weet ek is op pad hemel toe. Al is daar nog dikwels dinge in my lewe wat nie ooreenstem met dit wat 'n heilige lewe na vore moet bring nie. Weet ek, sy vergifnis het my deel geword en my begeerte is daagliks om meer te word soos Jesus. Ek jaag na hierdie volmaaktheid, omdat ek weet ek sal eendag die volmaakte sien. Mag die Here u genade gee, mag u dan ook vertroosting vind in die feit, dat al sien u nog dikwels sonde in u lewe, is die sonde smet weggeneem, daardie skuld is weggeneem, jy is vry in die Here Jesus Christus as jy vanmôre weergebore is. Mag die Here ons genade gee om hierdie pragtige gedagte raak te sien, te verstaan, en dan ook die Here te eer vir hierdie groot genade oor my en jou lewe. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.